Dis vanmôre ons dankfees. En elke jaar sien ons geweldig uit na die dankfees, want dis die plek waar ons vir Vader kom dankie sê met ons 10de maand dankoffer. Ons as gemeente het die gewoonte dat ons nooit oor geld praat nie. Maar baie gemeentes praat aanhoudend oor geld en jy moet vir die Here gee maar die konsep in ons gemeente funksioneer reg. En daarom is dit ook nodig dat ons vanmôre oor die gewer praat, dit wat ons gee en hoekom dit vir Vader nodig is dat ons gee. En nee, dis nie 'n ding van ja, maar die dominees moet salarisse kry en die kerk moet met sy werk aangaan nie. Daar's 'n veel dieper betekenis hoekom die Here van ons verwag dat ons vir hom sal gee. En ek wil graag hê ons moet vanmôre daarby stil staan. Ek wil hê ons moet vanmôre met ons vanmôre so ver as wat ons gaan met ons onsself toets. Nou is altyd 'n gesegde in die kerk wat sê die laaste ding wat tot bekering kom is 'n ou se beursie. En dis snaaks, ons kan lag daaroor, maar dis nie net die waarheid nie. Ons gaan vanmôre in Spreuke 3 gaan ons kyk hoekom dit so is. En ek wil vanmôre vir jou vra, ons gaan op 3 goed konsentreer. Ons gaan vanmôre praat oor jou hart in die eerste paar verse en dit wat ons moet onthou, jou hart en dit moet jy onthou. Dan gaan ons praat oor jou kop en nie jou denke nie, hoe jy vertrou. So jou hart gaan, dat jy onthou, jou kop gaan om te vertrou, en dan kom jy by jou hande, jou kop, jou hart en jou hande. Jou hande gaan om te onthou. So ons gaan vanmôre die goedjies net so 'n bietjie uitmekaar uithaal, en hoekom dit vir my absoluut belangrik is. Kom ons begin net op een plek, en ons vra vir onsself. Wat is die goed wat ons as mens die graagste wil hê, wat ons die meeste oorbid, en wat vir ons vir God vra? Ons vra vir God, dat dit met ons sal goed gaan. Dat ons vrede sal hê, dat ons 'n wonderlike lewe sal hê, dat dit 'n geseënde lewe sal wees, dat dit 'n vol lewe sal wees. Ons vra vir die Here dit. Ons vra vir die Here vir gesondheid. Alle fasette van gesondheid vra ons vir Vader. En dan hopelik die derde ding wat ons vra, nie die eerste ding nie, is Here, seën my asseblief met genoeg, dat ek in vrede kan lewe en dat ek nie sal bekommerd wees. En dis vanmôre presies in hierdie selfde volgorde. So ek wil voordat ons lees vanmôre vra dat ons stil word en dat ons hierdie oggend net aan Vader wy. Here, baie dankie dat ons vanmôre voor U kan staan. Dankie dat ons kan fees vier vandag. Is ons dankfees uit die diepte van my hart om vir U te kom dankie sê, Here, vir die afgelope jaar wat U vir ons in die hande van genade vasgehou het. Hierdie 10de maand dankofferfees van ons is Vader waar ons sê, maar Vader, ek wil my gedagte fokus op dit wat U vir my reeds gedoen het. En ons gee nie net omdat gee is nie, maar Vader, help dat ek vanmôre die meganisme sal verstaan. Geef vir my wysheid, dat ek sal onthou, en dat ek sal vertrou, en dat ek weer sal onthou, dat ek my hart, my kop en my hande sal in diens stel. Want dis wat U vir my vra. Dankie dat ons dit vanmôre vir U kan vra. Amen. So as mens nou na hierdie hele gedeelte kyk, ek wil Genesis en ek wil uit Spreuke uitpraat en ek wil hê ons moet elke keer so by 'n paar verse stil staan. So die eerste ene wat oor ons hart praat, is die belangrikste, want ons kan nie anders begin doen, ons kan nie anders begin dink as ons nie anders begin doen nie. En hierdie twee so aan mekaar gekoppel, die doen en die dink ding is baie sterk. En ons sal nie goed doen of dink as ons hart nie geroer word nie, as ons nie met ons hart dit voel nie. So, hoekom gee ons vir verskillende liefdadigheidsorganisasies geld? Hoekom gee party ouens vir die diereverenigings geld? Want dit roer hulle hart as diere swaar kry. Hoekom gee ander mense vir kinderreise en vir kinders geld? Want dit roer hulle hart. En so kan mens gaan kyk, daar waar jou hand oop is, dis daar waar jou hart geroer word. So, Spreuke 3 begin, en Spreuke 3 praat van, hy sê, ons begin by hoe jy met jou hart dink, hoe jy met jou hart voel. En ek wil die eerste 4 vers lees. Hy sê, my seun, wat ek jou geleer het, moet jy nooit vergeet nie, moet jy nie vergeet nie. En Vader is aan die woord en hy praat met elkeen van ons. Hy sê vir ons, onthou asseblief die belangrikste goed, want as jy dit onthou, gaan dit met jou goed gaan. My seun,
Wat ek jou geleer het, moet jy nooit vergeet nie. Hou vas daaraan wat ek jou voorskryf. Met ander woorde, dit moet deel wees van jou hart. Jy moet dit verstaan in jou wese. Nie met jou kop nie, met jou hart moet jy dit verstaan. Hy sê, want dit sal vir jou 'n lang lewe verseker. Dit sal maak dat jy 'n vol lewe het. Met ander woorde, Vader sê, as jy hierdie goed onthou, dan is ons by hierdie eerste ding wat ons het vrede nodig, ons het lang lewe nodig. Ons vra vir God dat hy 'n geseënde en 'n vol lewe vir ons gee. God sê, onthou wat ek jou geleer het, dan sal jy so lang lewe hê, en dit sal maak dat jou lewe vol is. Dan sê hy vers 3, moenie laat liefde en trou by jou ontbreek nie. En dan sê die woorde, leef daarmee saam, maak dit deel van jou lewe. Moenie laat liefde en trou by jou ontbreek nie, maak dit deel van jou hart, dit moet deel wees van jou operating system. En dit moet nie net 'n aanflansel wees nie, hy sê, so sal jy guns verwerf, so sal jy guns en byval by God en by mense verwerf. So ek wil vanmôre ons met hierdie eerste ding stil staan en ons net 'n bietjie praat oor ons eie hart. So die eerste een is hierdie hele gedagte van onthou. Hy sê, dis nie nuwe goed wat ek vanmôre vir u sê nie. As jy vanmôre na die preek luister, daar's niks. As ek vir jou sê, onthou wat God vir jou geleer het, dan dink jy terug van dat jy die eerste keer van God gehoor het, toe jy 'n klein kindjie was en jou pappa en jou mamma jou geleer het van die Here. Ons hele lewe is 'n opleiding, so oprigtingsproses. Ons hele lewe is die Here met my besig, hy praat met my. Partykeer wil ek nie terugpraat met hom nie, partykeer wil ek nie hoor wat hy sê nie, soos 'n rebelse tiener. Maar hier sê hy, onthou wat jy geleer het. Die basis van alles. Hy sê, want as jy nie onthou nie, en dis die tragedie van alle mense. Ons het al baie keer gesien, hoe dat mense dit finansiëel met hulle ongelooflik goed gaan. En dan vergeet hulle, dan het hulle nie onthou van liefde en trou nie, hulle het nie onthou van wat hulle by die Here geleer het nie, want hulle is nou belangrik, selfgemaakte ouens, hulle kan self oor hulle geld besluit, alles is nou in hulle hande. En dan kyk 'n mens nogal hoe hulle lewe uitdraai. Eerste instansie, hulle gesondheid is sleg. Tweede instansie, want hulle het baie keer depressie, met hulle kop gaan dit sleg, en hulle is nie gelukkige mense nie, daar's nie vrede en vreugde in lewe nie. En dis alles omdat hulle vergeet het, hulle te belangrik geword vir hulle self. Hulle die vermoë verloor om te onthou. Nou, as mens net gaan kyk wat hy sê by vers 3, moenie laat liefde en trou by jou ontbreek nie, leef daarmee saam, maak dit deel van jou lewe. Op 'n stadium het die Fariseërs en die Sadduseërs vir Jesus probeer vastrek, en hulle het vir hom die vraag gevra, en die vraag is in Matteus 22 vers 36 tot 38. Dan probeer hulle vir Jesus vasvra, en dan vra hulle vir Jesus, maar wat is die grootste, of wat is die belangrikste gebod? Want hulle wil nou hê, Jesus moet die 10 gebooie vat, en hy moet nou die 10 gebooie uit die belangrikste gebod vat. En Jesus, omdat hy seun is van God, het die briljantste antwoord oor die wet, wat nog ooit uitgespreek is. Hy sê, jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met jou hele wese, en jou siel in terme van die ewigheid, as jy doodgaan, en jou hele verstand, met jou hele kop. Hy sê, dit is die grootste en die belangrikste gebod. En dan sê die tweede wat hiermee gelyk staan is, wat net so belangrik is, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Hierdie tema van liefde is vir God so belangrik, want die oomblik, as jy God lief het, op die manier wat God jou lief het, en jy het, dis onmoontlik, dat jy mense kan lief hê, en jy het nie vir God lief nie. Dis onmoontlik. Want die probleem met daai liefde wat jy dan uitgee, dis 'n selfsugtige liefde, dis 'n eie gemaakte liefde, dis 'n liefde wat baie keer breek, wat voorwaardelik is, wat grense het. Dis 'n liefde wat ver te kort skiet. As jy leer om vir God lief te hê met jou hele hart, jou hele siel, jou hele verstand, en jy verstaan wat daai liefde is, en jy kyk hoe God jou lief het op daai manier, het jy alleen dan, het jy die vermoë om ander mense te kan lief hê. En dis wat God sê, hy sê, as jy dit reg kry, as jy dit nie vergeet nie, jy het lief, dan gee hy 2 beloftes. En die eerste ding wat ons vir die Here, ek wil asseblief 'n goeie lewe hê, ek wil vrede hê, ek wil asseblief 'n geseënde lewe hê. En dis wat die Here vir jou sê. Hy sê, as jy dit nie vergeet nie, hy sê, dit sal vir jou lang lewe verseker. En onthou, as die Bybel praat van lang lewe, beteken nie noodwendig jy gaan 80 jaar word, jy doodgaan nie, maar dit beteken jy gaan 'n lang genoeg lewe hê, dat jy betekenis gaan hê.
En dit sal maak dat jy 'n vol lewe het. Dit sal dat jy elke oomblik van jou lewe geniet. Dat jou lewe 'n vreugde is. As jy vergeet, dan word jou lewe 'n vrees. As jy ophou liefhet, word jou lewe 'n vrees. En dit word 'n gestoei en dit word 'n geploeter. En dan sê hy, as jy liefhet, hy sê, so sal jy guns verwerf, guns en byval vind by God. God se tone krul om van lekkerheid as jy hom liefhet. Op die regte manier. Soos jou tone omkrul as jou kinders jou op die regte manier liefhet. En jou kleinkinders jou op die regte manier liefhet. Ons as mense voel ongelooflik vinnig aan as mense ons met voorwaardes liefhet of met bybedoelings liefhet. En dit stoot ons af. Opregte liefde trek aan. Hy sê, dit sal maak dat jy byval verwerf, guns en byval verwerf by God. Maar wie wat? En dis die gebod wat sê, die tweede gebod wat hiermee gelei staan, jy moet jou medemens lief hê soos jouself en jy sal byval vind by mense. So die eerste ding wat God sê is onthou, verander die manier hoe jou hart voel oor goed, want dit gaan jou beweeg. En dan sê hy by die tweede gedeelte, dan sê hy, kom ons praat 'n bietjie oor jou kop. Vertrou. Kies om te vertrou, want die tweede gedeelte begin by vers 5 met die woord, vertrou volkome op die Here en moenie op jou eie insig staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen en hy sal jou die regte pad laat loop. Moenie dink jy die wysheid in pag nie, dien die Here en vir my wat sleg is. Hierdie een is een waarmee ons die heel meeste sukkel. Hierdie is een wat ons die heel meeste, en dis een wat ons die heel minste verstaan. Hoekom is dit my so moeilik om Vader heeltemal te vertrou? As ek opstaan in die oggend, hoekom is dit moeilik om God te vertrou dat God vir jou die beste wil hê? Hoekom is dit vir jou so moeilik om te dink dat ek moet vir God vra, seën my dag. Ja, maak net my dag goed. Want dis wat ons mos vra. Hoekom is dit so moeilik om te sê, my Here, ek vertrou U dat hierdie dag presies gaan loop, soos wat U vir my beplan het al voor die skepping hoe hierdie dag gaan loop? Want ons dink seën beteken dat dit my gemaklik en gerieflik sal gaan. Jy kan nie groei as dit gemaklik en gerieflik gaan nie. Ons het hierdie ding al baie keer mekaar gepraat. As ek vertrou op Vader, dan vat ek alles, die goeie en die slegte, van elke liewe dag en ek maak die beste daarvan. Sonja vertel vir my 'n mooi storie van 'n ou tannie, en ek dink daar is beskryende weergawe van die storie van die ou tannie wat net 3 hare het. In die oggend staan sy op en dan sê sy vir die Here, Here, dankie dat ek nog my hare in 'n styl kan kam, want daar's 3 hare. En toe verloor die tannie die 1 haar en volgende môre staan sy op en sê, Here, ek het nou net 2 hare oor, baie dankie dat ek 'n middelpaadjie het. En die derde dag toe het sy nou net 1 haar oor en sy sê vir die Here, Here, dankie dat ek hare het. En toe val die laaste haar uit en toe sê sy vir die Here, toe sy opstaan in die oggend, ag Vader, dankie dat ek sonder baie moeite kan regmaak vanmôre. So, hierdie ongelooflike manier waarop my kop ingestel is om op die Here te vertrou. Want wat gebeur as ek nie op Vader vertrou nie, as ek nie vertrou nie, en ek begin op my eie insig staat maak? Wat is die gevolg daarvan? Die gevolg daarvan is, dat ek, eerste instansie is ek baie bang om maak verkeerde besluite. Dis so half 'n probleem. Want aan die een kant wil jy jou eie besluite maak, en baie keer sê ons vir die Here, Here, ek gaan hierdie besluit, en ek wil hierdie besluit, want ek het nou gedink, my kop gebruik, dis die regte besluit, al wat U moet doen, iemand het hierdie besluit van my seun. En dan seën Vader in my besluit nie, want dit was nie God se wil nie, en dan is ek kwaad vir die Here. Verstaan jy? En dan wil ek uit die kerk uit gaan, want die Here het nie my gebede verhoor nie. Man, ons is dan moeilik baie keer. Ons verstaan regtig God se genade verkeerd. Ons dink God se genade is 'n manipulasie hefboom waarmee ons die Here kan stuur in die rigting wat ons die Here wil hê. En dis wat hierdie gedeelte sê, as hy sê, as jy werklik op die punt kom, ek sê, so die een ding is, ek maak verkeerde besluite, maar die tweede ding is, dit los jou in konstante vrees en spanning. Wat is die ding wat die grootste rol in jou lewe op die oomblik speel? Wat 'n emosie het jy die meeste van die dag? As mens 'n kind is, dan lag jy baie. 300-400 keer 'n dag. As jy groot mens is, lag jy 4-5 keer 'n dag. En ek meen, dit is nagevors. Hoekom is dit? Want ons is bekommerd en ons is bang.
Die emosie wat die grootste rol in jou lewe op hierdie oomblik speel, is jy is bekommerd en jy is bang. En dis wat Vader sê, as jy met jou kop dink, voltrou volkome en moenie op jou eie insig staat maak nie. Ken hom in alles wat jy doen, in alles wat jy doen. Die Here gee nie om, as jy met hom oor nitty-gritty goed praat nie. Die Here gee nie om, as jy met alles wat in jou hart is met hom praat nie. Hy wil hê jy moet dit doen, want dit bou die verhouding tussen ons. Hy sê, moenie dink dat jy die wysheid in pag het nie. Dien die Here en vermy wat sleg is. En dan kom die belossing. Dit is die verkoking vir jou liggaam. Dis die verkoking vir jou liggaam. So dit kom by die tweede ding. Wat is die ander ding wat ons vir die Here vra? Ons vra vir die Here 'n geseënde lewe, ons vra vir die Here 'n lewe wat betekenis het. Die tweede ding is ons vra vir die Here gesondheid. Hier antwoord die Here jou. Vertrou die Here en die spanning wat jou so opvreet, gaan nie beheer neem van jou lewe nie. Jy gaan nie 'n hartaanval kry nie, jy gaan nie depressie kry nie. En daardie sê ek die hartaanval en depressie is nie dis 'n ek wil amper sê as mens die Here vertrou met alles, regtig vertrou in alles, dan vrywaar jy jou in die toekoms van onnodige swaar kry. En dan kom ek by die laaste gedeelte. So die eerste een is onthou, die tweede een is vertrou, dan kom ons by derde met jou hande, onthou, en dan sê hy sê, ekskuus vers 8 sê, vorige gedeelte, hy sê, dit is die geneesmiddel vir jou, dit is die verkoking van jou liggaam, en dan kom vers 9, en vers 9 sê, vereer die Here met die offers uit die beste van wat jy besit, en met die beste uit jou oes. Hoekom vra Vader dit? En ek wil net eers op 'n belangrike ding begin, ons moet die woorde lees, soos dit hier staan. Ons dink baie keer die Here sê vir ons, gee vir my. En mense, en dis die sad ding van ons kerk. In ons gemeente praat ons nie oor geld nie. Maar Vader voorsien, en Vader werk in ons elkeen se harte, dat ons gemeente kan oorleef, en ons 10de maand dankoffer is maar ons grootste fondsinsameling. Maar die Here vra nie vir ons gee nie. Want dit impliseer dat jy 'n pool het, en jy sal nou daarvan af besluit wat se gedeelte jy vir die Here gee. Ek wil asseblief dat ons gaan na 2 Korintiërs toe. In 2 Korintiërs 9 vers 6. Ek wil dit net hierby kom. En hy sê, en hier praat, en ek wil net die vers lees waar het gelkie, en God sê, en God het die blymoedige gewer lief. En kom ons lees die konteks waarin God dit sê. Hy sê, dink daaraan. Wie karig saai, sal karig oes. Wie volop saai, sal volop oes. En nou gaan die welvaartsteologie ouens, hulle ruk het uit my hande, hulle sê, jy moet vir die kerk geld gee, want as jy vir die Here geld gee, dan gaan die Here jou seën, en hoe meer geld jy vir die Here gee, en hoe meer geld jy vir die kerk gee, nie vir die Here en vir die kerk gee, hoe meer gaan die Here jou seën. Want hulle lees hierdie vers verkeerd. Die Here het niks van jou nodig nie. Dis vir die Here lekker. Dis soos 'n ouer niks van 'n kind nodig het nie. Jy het niks van 'n kind nodig nie. Maar jy kan nie wag om vir jou kind te seën nie. Jy kan nie wag om vir jou kind te gee nie. Jy kan nie wag om jou kind te versorg as jou kind vir jou lief is en jou kind is naby by jou. Jou kind praat baie met jou, het 'n goeie verhouding met hom nie. Jy as ouer sal jou ete weggee om te sorg dat jou kind genoeg het as jou kind op hierdie manier funksioneer. En God is dieselfde. God het niks van my en jou nodig nie. Maar hy sê, dink daaraan, die wat karig saai sal karig oes, en wie volop sal sy volg. Hy sê, en dan sê vers, elkeen moet gee soos hy hom in sy hart voorgenem het, nie met teensin of met dwang nie, want God het die blymoedige gewer lief. God het die blymoedige gewer lief. En as mens mooi hierso staan, dan staan vereer die Here uit die beste van jou oes. Nie gee vir die Here nie. Want dis 'n onthou aksie, dis 'n aksie waar vir Vader sê, maar Vader, ek weet ek besit niks nie. Alles wat ek het 1/11 vir my gegee. En ek vereer U. Ek sê vir U dankie met die beste uit my oes. Ek wil net gou die laaste stukkie lees. Hy sê, want God het die blymoedige gewer. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk, sodat een ding kan gebeur. Julle in alle omstandighede altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra vir elke goeie werk.
Ek gaan dit weer stadig lees. En God is by magte om aan julle alles in oorvloed te skenk. Nie jou oorvloed nie, God se oorvloed. Jy sal nooit genoeg hê nie. Jy sal nooit vir die Here sê, ja, Vader, ek het nou genoeg, hou nou op om vir my te gee nie. Jy sal nooit 'n groot genoeg salaris verdien nie. Maar God is by magte om ons alles in oorvloed te skenk wat ons nodig het, sodat julle in alle opsigte altyd van alles genoeg kan hê en volop kan bydra tot elke goeie werk. En dis wat Spreuke sê. Spreuke sê, en as by die laaste gedeelte by vers 9 kom, as hy vereer die Here met offers uit alles wat jy besit. Offer dit vir die Here op. Vereer die Here met jou offer, met die beste uit jou oes, dan sê belofte, dan sal jou skure oorvol wees en jou parskype sal oorloop van wyn. En weer eens, die konnotasie hier het niks te doen met welvaartteologie. Gee vir die Here en hy gee vir jou terug nie. Die konnotasie wat hier gemaak moet word, is dat jy vir die Here gee, omdat jy net so dankbaar is. Dink gou terug aan jou lewe wat mense enorme goed vir jou gedoen het. Ek kan 'n klomp voorbeelde in my lewe noem wat mense vir my ongelooflik goed was. En wat is die eerste ding wat in jou kop kom? Ek wil vir hierdie tannie 'n persentjie gaan koop of vir haar dankie te sê vir haar liefde. Ek wil saam met hierdie ou gaan kuier en ek wil vir hom iets koop om vir hom dankie te sê dat hy my ondersteun het in 'n moeilike tyd. Dat hy daar was my. Ons is so gebou, Vader het ons so aan mekaar gesit, dat ons grootste daad van liefde nie mondliefde is nie. Toe jy uitbegin gaan het met jou girl, toe sy nog jou girl was, 20 jaar terug, en sy was nog nie jou vrou nie, kon jy nie wag om vir haar te gee nie, jy wil vir haar persentjies koop, op Valentynsdag, ons kan nie wag om te gee nie. En hoekom is dit moeilik, op party plekke waar ons geforseer word, want jy wil nie gee nie, want jou hart is nie meer daar nie. Want jou dankbaarheid is nie reg nie. As jou dankbaarheid in die regte volgorde lê, en dis om te spot en sê, maar die laaste wat tot bekering kom is jou beursie. Maar daar is 'n uitstekende rede voor. Want as jou beursie tot bekering kom, en jy gee as 'n blymoedige gewer, en jy vereer die beste, met die beste uit jou oes, jy vereer die Here met jou offerhandes uit die beste van jou oes. Jy kan nie help nie, jy kan nie wag nie, om dit vir die Here terug te gee nie, dan is jou verhouding met Vader reg. Toets jou hart. Toets jou hart. Toets jou kop. Want jou hande sal nie reg wees as jou hart en jou kop nie reg is nie. Onmoontlik. Dis onmoontlik. Onthou met jou hart. Vertrou met jou kop en onthou met jou hande. Jy sal nie kan onthou met jou hande nie, as die eerste twee nie reg is nie. Mag Vader wat in die hemel is, wat smag, dat dit met ons sal goed gaan, dat ons 'n vol en 'n wonderlike lewens lê. Vader wat smag dat ons liefde in sy volheid sal begryp, sal kan ontvang en sal kan gee. Vader wat vir ons gesondheid wil gee, hy wil spanning uit ons lewe uitvat. En Vader wil ons seën, hy wil hê dit moet met ons goed gaan, soos 'n ouer 'n kind wil seën, wat vir hom lief is, wat vir hom gee. Toe jou dogtertjie of jou seentjie, toe hulle so 2 jaar oud was, sweeties gekry het. En hulle was baie selfsugtig, kyk hulle is baie selfsugtig op daai stadium. En die keer kom hulle by jou en hy haal uit sy pakkie uit 'n sweetie en hy sit dit in jou mond. Het jou hart nie totaal en al gesmeld vir jou kind nie. God het die blymoedige gewer lief. Nie net die gewer nie, hy het jou as kind lief. Maar ons moet al 3 doen. Ons kan nie net by die eerste een of by die tweede een stil staan nie. It's not enough. Amen. Vader, dankie dat ons vanmôre oor u genade kan praat. Dankie dat ons vanmôre mekaar kan herinner. Dat ons moet ophou vir u vra vir u seën. Want al wat ons wil hê is ons vra vir seën is dat u dit vir my gemaklik en gerieflik sal maak. Here, en dan hou ek op met groei. Dat ek sal begin vir u vra. Here, herinner my. Nie herinner my dat dit u verantwoordelik is, maar help my om te onthou. Want die oomblik as ek onthou en ek vertrou regtig, dan kan ek weer 'n slag onthou met my hande. Here, help vir my dat my lewe, dit wat ek vir u vra, vir 'n vrugtevolle lewe,
'n gesonde lewe, Here, en 'n lewe van genoeg, dat ek sal verstaan hoekom dit vir U belangrik is dat ek sal gee, want dit is 'n bewys daarvan dat ek met die regte goed besig is. Dankie dat ons uit ons hart dit vir U kan vra. Amen. Mag jy 'n geseënde week hê. En as jy vanmôre saam met ons in die kerk is, ons gaan nou lekker ontbyt eet. Sterkte vir julle.